Hartlike goeiemôre, good morning. Inderdaad, hopelik is daai koffie reeds lekker sterk in die beker en die gees is reg vir enigiets wat vandag na jou kant toe kan gooi. Want is amper naweek en ons is reg om hom amper sê ek viervoetig. Nee, sonder bokshandskoene aan te vat saam met jou. Dit lyk asof hy gereed is vir 'n boksgeveg. Dit doen. Pieter, dit moes altyd 'n huppel in die stap. Altyd 'n huppel in die stad, maar kyk omdat ons nou mense, die mense het gedink winter is hier, maar ons het hulle sê, kyk hier's herfs, kyk hoe mooi blom herfs. Kyk hoe mooi. Ja, style en make-up effek is die een. Ja, terwyl ons nog so 'n bietjie vashak in daai seisoen, gaan ek vir julle sê wat alles voorlê vandag. Chanel Badenhorst deel haar ongelooflike verhaal van herstel na koma, breingewas en hartstilstand en hoe sy haar pad tot by die Mevrou Suid-Afrika semifinaal gevind het. Die Britse tennisster Giles Hussey vier sy eerste ATP Challenger titel by die Rise Irene Open in Centurion en gesels oor sy groot deurbraak. Ons kyk ook na sonbeskerming saam met Michelle Lou van Creme Classic Skincare. Leon Kliege skakel in na sy goue sukses by die RHS Chelsea Flower Show en van Koet kuier by ons met hulle nuwe enkelsnit. Sjoe, dit is 'n propvol program, nee, en lekker verskeidenheid. Altyd, elke oggend is waar jy wil wees. Kom ons skop ons oggendpraatjies af. Vandag is ons weer by die kuns. Danish artist Thomas Dambo has created more than 170 giant troll sculptures from recycled materials as part of his global project, Trail of 1,000 Trolls. The whimsical wooden trolls are hidden in forests, parks, and natural spaces across more than 20 countries, encouraging people to get outdoors and explore nature while searching for the larger-than-life artworks. Dambo began the project in 2014, building each troll from reclaimed wood and other recycled materials. His goal is to inspire people to see trash as a valuable resource and to think differently about sustainability. These trolls can be found around the world, including locations in Denmark, Australia, Chile, South Korea and the United States, as well as Northern Ireland and the Netherlands. Many of the sculptures are built with the help of local volunteers, making each installation a community effort. The project continues to grow, with new trolls regularly being added to the trail. And eventually, the sculptures are designed to naturally weather and return to the earth, becoming part of the landscapes where they stand. So let's take a look at some of these trolls. Dit is vir my ontsettend oulik, né? En die detail. Ja. Ek dink dit is nogal wat vir my uitstaan. Dit lyk asof dit baie fyn werk geverg het. En ook die manier waarop die trolls inpas by die omgewing waar hulle nou geplaas is. Dit is vir my regtig mooi. Thomas, ek wil net sê, wat was fout met Suider-Afrika? Ons het net sulke pragtige landskappe hier waar jy 'n troll of twee kan kom wegsteek. Wel, jy weet nooit, dalk is daar een versteek iewers. You know, I love the story because there's not enough whimsy in the world at the moment. Ek dink daar is soveel goed wat verskriklik swaar is en die nuus is soms baie sleg en dit kan regtig mense se gemoedstoestand net afbring. Maar 'n storie soos hierdie, dan sien jy dit elkeen 'n naampie, elkeen 'n verskillende titel. Dit is net vir my ontsettend oulik en ek dink om die natuur ook so in sy werk in te bring is dit is regtig my dag gemaak nou. Dit is baie oulik. Inspirerend. Ek dink ons het een nodig hier by Goeiemôre Good Morning. Yes, by die so ingang. grys drol om hier by die stel in te pas. Ja, ek dink so. Ek dink so. En dan elke keer trek ons net vir 'n nuwe baadjie of ja, dit's like the Goeiemôre Good Morning talisman, like a little good luck charm. Daar sê, nou you're talking. Nou ja, terug by Suid-Afrika en die moederstad. En die moederstad het weer eens, is hulle hier. Dit is nou nadat Zuni se Wagyu burger in Kaapstad as die tweede beste burger op die planeet aangewys is. Let wel, tweede op die planeet. Die rede is meer as genoeg om te spog. Volgens Time Out se gesogte
wêreldranglys moes die Kaapenaars net voor Tokyo se Smash Things burger wat die eerste plek ingepaal het met die knie buig. Hierdie bekroonde meesterstuk van Zuni is nie sommer enige broodjie nie. Dit spog met 'n 160 gram A5 Wagyu patty van die beste Oos-Kaapse beesvleis. Die res van die bestanddele lees soos 'n fyn proewer se droom. Dames, luister. Gebrouilleerde Monterey Jack kaas, 'n soet shallot konfyt, geroosterde slaaiblare en 'n ryk miso bermeis sous. Alles voortgesit op 'n botterige brioche broodjie. Water my mond daaraan nou. Nee, Pieter, vir ons klink dit asof jy 'n kosprogram Klink so, aanbied. ja. Gaan voort. Ja, jy sien. Mr. Ramsey, come and join us. Man. Come and join us. Die restaurant in Kloofstraat is reeds bekend vir hul uitmuntendheid en uitnemendheid en is vroeër as Suid-Afrika se Lux Burger Joint of the Year in 2024 gekroon. Maar dis nie net Kaapstad wat die vlag hoog hou nie. Johannesburg het ook gewys hy kan saam met die grootes speel. Mafia Bite het met hulle berugte John Gotti Burger die 8ste plek wêreldwyd ingeneem. Hoe's daai? So, Uitmuntend. ek ben Het julle nou ek is nou so honger. nee, wat Nou, was dit- mooi om nadat jy gehoor het van gebrouilleerde hier en dit daar en Ek het altyd gedink Wagyu koeie kom van 'n spesifieke streek in in 'n sekere plek. Like Kobe beef is from Japan, that Ja, Kobe ek het ook gedink region. Wagyu is van En ek het Japan. ek het nou iets geleer dat ons hier in die Oos-Kaap dan nou ook Wagyu koeie het, wat nou great is. nee, dit was nou al jare se navorsing en hoe hulle nou geteel het Ja. en goeters en die Wagyu gaan ons oor die vet. The wat is die marbling. marbling. Yes. En, Jy's nie 'n groot vleiseter nie, nê? So a burger like this wouldn't tempt you. Dit klink heerlik. Ja. Maar ja, ek is nie ek eet ook hoofsaaklik maar hoendervleis, Ja. jy weet, maar ek dink dit is nog steeds 'n groot prestasie. Dit is. En dalk is dit die moeite werd, jy weet, om daaraan te smil. Ek sou hoop dat Pieter vir ons ietsie ek moet voorberei. sê 'n Wagyu burger en 'n hoenderburger is baie dieselfde, is net heeltemal anders. Sy. Ja, daar het Pieter nou vir ons gesê. And we have a Zuni here in Joburg now as well. Really? I can't say that I've been, but I know where it is. So maybe now I should attempt to go and spend a mortgage payment there to probably get that burger. But Wagyu vleis is nie goedkoop nie. Nee. Like if you say, oh, I'd like a Wagyu burger, you're coming with a dik wallet there. Ek moet ook sê, skus Pieter, ek moet ook sê baie keer dan kry mens hierdie burgers en dan is dit nogal redelik. Ja. Ek kan nie daarvan nie, want dit is moeilik om dit te eet. Ja. Is jy 'n burger with the hands kind of person or do you use a knife and fork? Nee, is ek eet maar met die definitief. handjies. Ag, alle Ellie, sy vat hom sommer raak hier. Love it. Love Dit is it. nou niks lekkerder as jy hom so vat en hy Net Ouma so. Ellie, dankie my Rosie. nee ja toe julle Ek kry nou baie skaam. as ek 'n bonus kry einde van die jaar dan sal ek julle gaan stiek vir 'n Wagyu daar by. Asseblief. Alraai. Maar nou ja, eers terug by jou en jou gesondheid, want jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir die hele gesin. Van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag vir meer. En ook om meer van Zykril te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ook net waar jy is. Ons is net hierna weer terug met goeiemôre, good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories.
Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons loer gereeld by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialisverwysingspraktyk in vir die beste raad wat ons dierekinders betref. Daar is selfs 'n paar glansganse wat hier kom aanklop. Een van hulle is Corlia Botha en ons het kennis met haar woelige hondekinders gemaak. Okay, Corlia, ek gaan nou vir jou vra hoe dit is om met 3 hondekinders in die huis te deel, maar stel hulle net eers aan ons voor asseblief. Okay, so hierdie is ons dogtertjie, haar naam is Lily. Ja. Die enetjie by jou is ons sagte seentjie, sy naam is Hennessy en hierdie is die bil van die huis, sy naam is Barkley. Okay, on cue. Luister, dit moet baie besig wees in julle huishouding. Hulle is baie paraat, hulle is verskriklik wakker en hulle is ongelooflik liefdevol. Ons gaan werk basies om hulle net gemaklik te maak in die huis, dis hulle is nie ons nie. Natuurlik. En wat maak julle vandag hier by Olympus? Ons kom maak 'n bietjie tuintjies skoon. Lily was by ons van kleins af en hierdie 2 is rescues van Schnauzer Rescue South Africa. So ons weet nie presies wat hulle geskiedenis is toe hulle klein was nie, maar ons weet hulle was nogal abused. En ek weet nie of hulle tande al ooit skoon gemaak is nie, so ons is baie dankbaar dat Olympus ons kan help vandag, ja. En wat is dit van hierdie dierehospitaal? Jy weet, wat maak hulle so uitsonderlik? Ek dink die attention to detail is vir my baie belangrik en die feit dat jy word altyd so welkom net warm gegroet en hulle stap regtig die ekstra myl. Bruno en sy hele span is so ongelooflik en ek weet nie of ek sommer my diere aan enigiemand anders sal toevertrou nie. En hoe lank stap julle nou al 'n pad saam met hierdie dierehospitaal? Ek dink ons stap nou al 5 of 6 jaar apart van honde tot katte tot alles. Het al hier deur die drempel deur geloop. So hierso is ons babas nou jare later. Ons hou julle op sosiale media dop en ons weet julle reis baie. Wat gebeur dan met die dierekinders? So dierekinders is baie bevoordeel. Hulle het vir oupa Andrei, so hy is daar en dan het ons 'n wonderlike voorman op die plot, sy naam is Lazarus. Lazarus is baie lief vir ons diere. Ons het ook 'n kooipan by die huis. So hy kyk vreeslik mooi na al ons diere en ons kry gereeld foto's en video's en al die dinge so. Maar ons mis hulle verskriklik. En ek is seker van hulle persoonlikhede verskil ook, né? Iets oulik wat jy dalk kan uitsonder van elkeen? Absoluut. Wel, soos julle gesien het, Barkley is net op sy eie mission. Barkley is die main peanut in die packet, as ek kan sê. Hy is altyd eerste by die deur uit as daar moet geblaf word, maar hy is die grootste cuddle bug. Hy is mal vir cuddle. So hy spring op die bank en hy gooi homself so teen jou. Lily steel almal se harte. Almal wat by die huis aankom, wil haar net vat. Hennessy, ek het gesê hy is ons sagte seentjie. Hennessy het baie moeiliker aangepas by 'n nuwe huis en ek dink die abuse wat hy daar gekry het was erger. Nadat ons van die laaste reis af teruggekom het hy net handomkeer verander. Hy kom spring ook nou, soos Barkley by ons op die banke en hy krap nou en selfs met vreemde mense, hy het dit nou self met jou gedoen. So ek dink dit was regtig 'n keerpunt in Hennessy se lewe en ons is baie dankbaar om hulle by ons te hê.
En dan wil ek ook net vra, ek het 'n voeltjie oorvlei dat Monique se Kai deel was van 'n musiekvideo. Hy was, so ek het 'n musiekvideo gemaak, ek dink was omtrent 6 of 7 jaar terug, Lewe vir Nou is die musiekvideo se naam, en ek het 'n klomp bekende gesigte in die musiekvideo gehad, van Connie de Villiers tot Kurt Darren, Brandon October, Amanda Strydom, almal was daarin. En ek het vir almal ietsie gegee wat completely uit hulle comfort zone uit is om te doen, maar ietsie wat fun is, en ek weet Monique se hond is net ongelooflik cute. So hy het vir ons kom tel en kom blaf op kamera. So ja, ek dink dit was die eerste vir die hele filmspan om 'n hond in die studio te hê, maar hy het net almal se harte gesteel. Ja, so ek ken vir Kai baie goed. Jy kan ook hier kom aanklop. Besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Sy is 'n ma, 'n korporatiewe uitblinker en 'n mevrou Suid-Afrika semifinalis. Op papier blyk dit na die perfekte lewe, maar Chanel Badenhorst se pad tot waar sy nou is, was alles behalwe gelyk. Van 'n koma en 'n breingewas op 19 tot 'n hart wat op die ouderdom van 33 letterlik gaan staan het. Sy het deur die vuur geloop en aan die ander kant met 'n pas aan geër, 'n meestersgraad en onwrikbare geloof uitgekom. Sy sluit vandag by ons aan om te gesels oor herstel, uithou vermoë en haar pad na die mevrou Suid-Afrika kroon. So goeiemôre, good morning Chanel, baie dankie dat jy so by ons aansluit vanoggend. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Goed, jy's 'n ma, 'n korporatiewe uitblinker, soos wat ek ook nou gesê het, en 'n mevrou SA semifinalis. Hoe hanteer jy al daardie druk terwyl jou hart letterlik op 'n pas aan geër staat maak? Ek dink mense kyk na my lewe en sien die mevrou Suid-Afrika reis, my loopbaan en my gesin, maar wat hulle nie altyd sien nie, is dat ek elke dag baie bewus is van my gesondheid en my tyd. My pas aan geër herinner my dat ek nie net beperkings het nie, maar dit herinner my elke dag aan my tweede kans. Ek probeer daarom nie net oorleef nie, maar ek probeer om doelbewus te lewe. Natuurlik is daar ook uitdagende dae, maar ek het geleer om myself grace te gee, om na my liggaam te luister en om hulp te aanvaar en net genade met myself te hê. Ek glo moed is nie die afwesigheid van uitdagings nie. Moed is reeds om op te staan, al is dit moeite en moeilik. Nou, jy is die land se jongste meesters gegradueerde in positiewe sielkunde. Dis ook die eerste keer wat ek daarvan hoor. Was daardie graad vir jou eie genesing of is dit jou gereedskap om nou ander vroue ook te help? Jong, aanvanklik het dit begin met 'n passie vir menslike potensiaal en welstand, maar na my eie gesondheidsuitdagings het dit baie gou baie persoonlik geraak. Positiewe sielkunde gaan nie daaroor om voor te gee dat alles reg is en alles gaan net goed nie. Dit fokus op betekenis, hoop en om groei te vind, selfs in moeilike omstandighede. Vandag gebruik ek hierdie kennis wat ek in my positiewe sielkunde studies gekry het, om vrouens te help om op te staan en om te laat besef dat hulle baie meer veerkragtig is as wat hulle weet. Nou, nadat jou hart gaan staan het, sou die meeste mense dit rustig vat. Maar jy het 'n uithou vermoë drawer geword. Wat het daardie keuse gedryf? Ek hardloop beslis nie net vir medaljes en om marathons te voltooi nie. Hierdie was op aanbeveling van 'n mediese span en baie vinnig het iets wat rehabilitasie was, my passie geword. So nou doen ek en ek hardloop vir medaljes en om marathonne te voltooi. Ek is ook nou baie kompeterend oor my pace. Vandag herinner elke kilometer vir my dat ek 'n tweede kans gekry het en dat my diagnose nie my toekoms bepaal nie. Goed, mevrou Suid-Afrika gaan oor meer as net mooi rokke. So, as die sogenaamde Queen of Hearts, wat is die spesifieke boodskap wat jy op daardie verhoog wil laat? My boodskap is eenvoudig. Jou grootste uitdaging hoef nie jou identiteit te word nie. Dit kan wel jou grootste doel word. As iemand wat elke dag met hierdie pas aan gee lewe, wil ek vrouens inspireer om hulle drome na te streef. Hulle hoef nie alles perfek te hê of ewen genees te wees nie, om 'n verskil te begin maak nie. Begin net vandag, stap vir stap met wat jy het. En vir 'n vrou wat vandag miskien in 'n donker seisoen sit en voel asof sy, jy weet, dalk wil opgee, wat sou jy sê is die heel eerste stap om weer daai krag te vind?
wat vir my gewerk het in my grootste en moeilikste uitdagings, en ek is deur baie, het ek geleer om nie te fokus op die berg wat voor jou lê nie. Fokus op tree vir tree. Soms lyk herstel of verandering baie oorweldigend, maar jy hoef nie vandag alles dadelik uit te pleis nie. Neem net die volgende tree. Ek vra vir hulp, hou vas in geloof, en onthou dat hierdie huidige seisoen nie jou eindbestemming is nie. Onthou ook dan die mense wat vir jou belangrik en lief is. Ek gebruik die voorbeeld graag van sonneblommetjies. Wanneer hulle krag min is, kyk hulle gesigte na mekaar toe. En dit is waar mense jou krag vandaan kry. En dan 'n onwrikbare geloof, soos jy gesê het. Absoluut. En ek dink 'n mens onderskat dikwels ook die impak van iets soos geloof en dan natuurlik ook daai mense wat die naaste aan jou is, veral ook vriendinne. Baie dankie dat jy vanoggend tyd gemaak het om met ons te gesels en ons hou die res van hierdie reis dop. En dis ongelukkig altyd wat ons nou vandag saam met Chanel het. Ons gaan haar reis by mevrou Suid-Afrika beslis fyn dophou. Maar maak ook seker jy hou ons dop, want ons is binnekort weer terug. Jy's ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en ons hoop jy kuier heerlik saam vir die res van vandag se program. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. British tennis player Giles Hussey has claimed his first ever ATP Challenger singles title, producing a commanding performance in the final to defeat Australia's Edward Winter at the inaugural Rise Irene Open in Centurion here in South Africa. With that straight sets victory, Hussey not only secured the trophy, but also marked a major breakthrough moment in his pro career. He now joins us to reflect back on his triumph in the final. Giles, nice to have you with us and thank you for your time. Just take us back to when you finally lifted the trophy. It's obviously a big moment in your career. Yeah, good morning and thank you for having me. Yes, Sunday was a very incredible day. Kind of all the stars fell into alignment, if it were. So yeah, I played pretty much a perfect match, which doesn't happen very often in a year. And yeah, just played very clearly and was calm, which, considering how nervous I was before the final, I was quite happy with. How did you manage your nerves? Yeah, honestly, I don't really know because heading into the match, I felt almost sick, which doesn't happen to me very often.
I think it was a little bit of added pressure because my dad actually flew out from London the night before the final, so I knew he was going to be there. But as soon as I got onto the court and hit the first ball, I kind of just tried to say to myself that I am exactly where I'm supposed to be. What are your thoughts on how the tournament has been put together and the next two still coming, which we're obviously into this week already? Yeah, they've honestly been incredible. Like you say, you know, there hasn't been a tournament of this level in South Africa for a little while, so we didn't know fully what to expect. But speaking for myself, having played quite a lot of events at this level, this is one of the most beautiful, well-run tournaments that I've been a part of. So everyone involved's done an amazing job. Obviously, this is something that, from a South African point of view, we want to work at. And your thoughts going forward for the next two tournaments that is still in the pipeline? Yeah, I'm very excited. You know, originally I hadn't probably had them on my calendar of events that I was thinking of playing, but I am changing my plans, and I think I'll definitely try and come back because, yeah, they've just been so well run, and it's a beautiful setting to have a tennis tournament. So there's no reason why they shouldn't continue to grow. I have to ask you this. Lastly, your thoughts on who the favourites would be as things go into the final few days of the French Open in Paris. Yeah, it's a bit of a lottery. This year's been a little bit crazy, but I think as of right now, I'd probably have to go with the form favourite of Sasha Zverev. Yeah, I think he's looking very strong. Giles, thank you so much for joining us. We really appreciate your time, and play well for the next 2 weeks here in South Africa. And it's great to have had you here, and we hope to have you back to defend next year. Thank you very much. Thank you. I look forward to coming back. Thanks very much for your time, Giles, and we look forward to having you back to defend the title. Ons geniet dalk die winterson meer as die somerhitte, maar die waarheid is dat die son se UV-strale steeds skade kan maak, selfs op kouer dae. Of jy daarvan hou om buite in die son te werk en of jy hou daarvan om tyd op die tennisbaan of die sportveld te spandeer, bly waar jy is, want ons gesels net hierna oor sonbeskerming. Die son is niemand se maat nie, en dis tipies iets wat jou dermatoloog en ouers vir jou sal sê. En dit is inderdaad die waarheid. Niemand is immuun teen velkanker nie. So het jy vir sport of plesier die son geniet, is dit raadsaam om altyd sonskerm te gebruik. Michelle Lou, produkspesialis van Creme Classique Skincare, is by ons om oor die belangrikheid van sonskerm te gesels. Goeiemôre, Michelle, lekker om jou saam met ons te hê. Winter, buitesport en winterson in Suid-Afrika is nou maar aan mekaar verbind, nie waar nie? Wat is die langtermyn gevare van langdurige blootstelling aan die son as mens nie sonskerm sal aansit nie? Die langtermyngevare is nie net altyd velkanker nie. Ons wil maar eintlik velkanker verhoed of voorkom. Maar daar is ook hiperpigmentasie wanneer jy donker vlekke op jou vel kry, plooie, fynlyne. Mens dink nie altyd daaraan as jy lekker sit en rugby kyk oor daai langtermynskade wat jy op jou vel gaan hê nadat jy sonblootstelling gehad het sonder sonskerm nie. Is sonskerm nou maar net sonskerm? Is hulle almal dieselfde? Nee, hulle is nie almal dieselfde nie. Ons dink hulle werk almal dieselfde, maar dit is nie regtig so nie. Party van hulle het waterweerstand, die bestanddele verskil, party is 30, 40 of 50, party is vir sensitiewe velle. Jy moet nou maar een kry wat vir jou werk, maar solank jy een het wat 'n breë spektrum sonbeskermingsfaktor het, dan is jy in 'n goeie geselskap van sonskerm. En hoe werk daai verskillende faktore? Wel, dit is nogal 'n tegniese punt, so ons kan baie lank daaroor gesels, maar die belangrikste is 30, 40 en 50 is eintlik maar net die manier hoe jy jou son filter. So, hoe hoër die SPF is, hoe hoër is die filter dan ook vir die vel. Creme Classique velsorg is natuurlik al vir jare bekend vir die safari sonskerm. Watter een sal jy aanbeveel vir mense wat buite in die son is en spesiaal sport en kom ons sê hardloop of golf, tennis? Ja, Arnold, ja, die sportsterre hou mos nie van sonskerm nie, want dit gaan alles oor hoe jy dit aansit. Maar vir die sportsterre of die sportmense wil ek graag die SPF 50 wys, want dit is spesifiek vir outdoor and sports. So enigiemand kan hom gebruik en hy gaan ook nie 'n oë brand nie, dis belangrik. Maar dit gaan oor hoe jy dit aansmeer en ek wil eintlik sommer net vir julle wys dat
die ma of die sportster moet eintlik voor die tyd voor hulle uit die huis uit gaan dit aansit. So as jy dit nou aansmeer, smeer dit mos nou gewoonlik so vinnig aan en dan wil niemand so lyk op die ou einde nie. Dit is nie wat jy wil hê nie. Maar nêrens op die bys staan daar dat jy dit moet aansmeer nie, jy moet dit aanwend. So as jy dit stelselmatig net aanwend, dan trek dit baie makliker in die vel in en dan kan jy nou maar gaan fietsry en tennis speel sonder dat jou gaan irriteer. Maar doen dit voordat jy uit die huis uitloop of voor jy op die strand kom. Alles gaan daaroor hoe jy dit aansmeer. So met ander woorde, as jy dit aansmeer, mens moet dit behoorlik invryf en mens sien so gereeld ouens plak hom aan en dan lyk hulle soos 'n spook. Ja, nie invryf nie, want vryf gaan daai wit maak. Goed. Aanwend. So aanwend is die woord. So ja. Dit is hoe jy dit moet doen. Wanneer moet mens met jou dermatoloog praat as daar 'n sonvlek is of iets op jou vel waarmee jy nie heeltemal gemaklik is nie? Kyk, jy ken jou vel die beste van enigiemand anders. So as jy 'n merkie op jou vel sien wat na 'n maand nie weggaan nie, of hy word groter, of sy kleur verander, of hy het 'n definitiewe randjie, dan is dit tyd dat jy dalk met jou dokter gaan sien. Die probleem is baie keer is daai velkankertjies ook in die hare en jy kan dit nie sien nie. So dis goed as jy iemand naby aan jou het om net bietjie te kan kyk, hoe lyk jou vel op jou rug of in jou hare gedeelte en gaan sien dan maar jou dermatoloog. En is dit iets wat jy sou sê soos mens ouer word, sien mens meer daarvan? Jy sien dit meer, ja, definitief. Veral op jou hande kan jy daai sonvlekke dadelik sien. Dis nie so skadelik nie, maar gaan tog net dokter toe, laat hulle maar net kyk, of dra net sonskerm vandat jy jonk is. Ja, ek is een van daai diere en dis Jy nie 'n sien. plesier nie. As hulle begin sny, dan is dit nie lekker nie. Laastens, waar is Safari sonskerm inderdaad beskikbaar? By uitgesoekte Dis-Chem apteke en dan ook by onafhanklike apteke en dan aanlyn. Ons is ook deesdae by Takealot beskikbaar, so jy kan regtig waar enige plek jou Safari sonskerm kry. Hy's altyd daar vir jou. Nou weet mens, moenie invryf nie, wend dit aan. Die vel is inderdaad ons grootste orgaan en verdien die beste sonbeskerming. Begin vroegtydig met 'n Safari sonskerm dissipline om velkanker te voorkom. Beskikbaar by Dis-Chems en uitgesoekte apteke, Takealot en aanlyn by www.cremklassiek.ue.co.za. Jy kyk na Goeiemôre. Good morning. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. You're watching Goeiemôre, Good Morning. Landscape artist and horticulturist Leon Kluger and his team recently won both a gold medal and the prestigious Best Exhibit in the Great Pavilion Award at the world-famous
RHS Chelsea Flower Show in London. This year's exhibit, titled Life After Fire, was inspired by the devastating wildfires that swept through parts of the Cape, showcasing the remarkable resilience and regeneration of South Africa's unique fynbos ecosystem. Joining us now from the beautiful Franschhoek is the man behind the award-winning exhibit, Leon Kluger. Leon, welcome to Goeiemorgen. Good morning. Good morning. Thank you so much for having me. First, we have to say a huge congratulations on another incredible achievement. What was going through your mind when you found out South Africa had won gold and best exhibit in the Great Pavilion? Well, you never know what you're going to get, and there's so many different gardens there and displays. There's 600 of them. So to get a gold is a big honor, and yeah, we were elated by it. That's all we were hoping for and working towards. And then later in the morning, because you don't get best on show immediately, late in the morning, they kind of trick you. They kind of pretend to have a little interview with you, and then suddenly they come up from behind and then award you with the best on show. So that was spectacular, to be honest, and such a great honor. So for the last 3 exhibits we did, we twice won best on show. So we're very happy. So are we. You like the Springboks of the Chelsea Flower Show? Yeah, just with groen vingers. Groen vingers, nie groen treie nie. You've won numerous awards at the Chelsea Flower Show over the years, like you mentioned. Does this one feel different to you in any way? Well, what it does for us is it really cements South Africa there on the world stage when it comes to horticulture, and it really should be like that, because we've provided the world with most of the beautiful plants that you can see in nurseries or in florists. So many of it come from South Africa. So it's just right that we are right there on top of the world stage at the Olympics of the flower world. And to have it twice, it's not just the design and us as a team, it's also our flowers, just showcasing their beauty. Well, this year's theme, Life After Fire, is both visually striking and deeply emotional because of where the inspiration came from. So to win for an exhibit that really was encapsulating what people lost in those fires, what inspired your concept? So after, I actually had a different design in my mind to take to Chelsea this year. And when we had all the fires in the Cape, I decided to change the design to reflect on the fires that we had. And for us as humans, it's quite a scary thing. It's a devastating thing, and something that, it's not great for all the farmers and their losses. But there's also a different story to the fire in regards to from the perspective of the fynbos. So fynbos do need fire every 10 to 15 years to go through. And we live in a fire-driven Eden ecosystem here in the Cape. And unfortunately, that's part of it. And all of this fynbos and proteas and this beauty that we have coexisted with fires for hundreds of thousands of years, long before we've even been here. So it is a balance that needs to be had. And without the fires, we won't have the biodiversity that we have in the Cape, what we are so famous for our flowers. So it's quite important. So with this design, with its striking harshness on the one side of the fire and the more soft on the other side, I wanted to evoke the feeling of destruction, but at the same time tell the story from a fynbos perspective. Yeah, so absolutely kind of changing the association of fire being something that is only associated with destruction and kind of telling a different story. What is the message that you were hoping that visitors would take away when they see the exhibit? Well, there are quite a few messages. Booked full. So I just want to, first of all, I want to get people to come to South Africa and for the green tourism industry. We have such incredible places like Grootbos where you can go on safari vehicles, not to see the elephants, but to go and see flowers.
all the small things, flowers, insects, amphibians, and birds. That's what the Cape is so famous for. Secondly is also to promote our cut flower industry, and we have so many communities that are dependent on that industry. And there are a lot of countries that are taking it away from us, like Australia and Hawaii and Spain, growing proteas on huge scales. And we still have so much more to give, so much more varieties and species to give the world as cut flowers and get them in the flower farms. So promoting our local flowers for the cut flower world and then the green industry. I'm so glad you mentioned the proteas because this display featured around 20,000 protea stems, thousands of burnt branches, orchids, and indigenous bulbs. How complex was it to bring all of these elements together and also logistically to get them to London? Yeah, I never thought I'd be in logistics, but that's quite a part of the job. So we started about 6 months before starting to collect the flowers, not collect it physically, picking it, but going to all the different farmers. And the farmers are all the way from KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Western Cape, up in Northern Cape. And to logistically get everything together, all the farmers need to pick at the same day, at the same time, put it in 2 to 4 degrees, get it to the airport, needs to get checked 4 times before I open the boxes in Heathrow. But every year we get a curveball. We never know what it's going to be. There's always something that we don't prepare for. And this year it was the weather. And you cannot pick a protea when it's wet, because by the time a week later, I get the flowers once they're picked. If they were wet or moist, by the time I open the box, they will be blackened by mold. So all the farmers told me, Leon, we can't get you any flowers. It's just that storm was just raging in the Cape. And panic kind of set in because there's nothing else we can do. We don't have flowers. I don't want to plant roses in the garden. So we had like a 12-hour period where the storm let a little bit, and some of the farmers, not all of them, could pick us some flowers and try their best to dry them. And so that's how we did it. So every year there's a curveball, gives me a bit of gray hair, but it worked out beautifully, and the farmers are always there to support us. So we're very thankful. How do they feel about the win? Because, I mean, they've played quite a big role in these awards that you've won. It's a massive role. I mean, it's their flowers. It's the only place on earth where so many of our indigenous proteas come together at one time. I always compare it to a big cake. The chef's making his beautiful cake, but he needs all the ingredients. And for that moment, all the ingredients, from the baking powder to the meal to the sugar, everything comes together in one point. And that's the same with us at the fynbos. Nowhere else on earth at one point is so many species of proteas and cut flowers and fynbos together at one place. And that's very, very special. Leon, this has been such a fantastic and like eye-opening interview. I wish I could speak to you for another 20 minutes, but congratulations again. Thank you so much for joining us this morning. I'm sure you're very busy carrying all those awards from the Chelsea Flower Show. We would love to have you on again. Bly net waar julle is. Ons het bietjie musiek net hierna met Van Koet. So moet nêrens heen gaan nie. Goeiemôre, good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Van Koet sluit nou by ons aan om nie net bietjie met ons te gesels nie, maar ook hulle splinternuwe enkelsnit hier met ons te deel. En sonder enige terughou, asseblief laat loop wat ons hoor. Vandag was 'n moeilike dag gewees. Ek voel die skuld trek aan my vlees. Die las is te swaar om alleen te dra, ek sukkel om te staan. Wie sal ooit verstaan? Die nagtelike stilte dreun. Hier sit ek weer alleen. Die tyd stap verby, ek hoor hoe fluister die wind my naam. Wie sal ooit verstaan? Wanneer die nag se stilte jou kom haal en die donkerte jou oorval, sy moet opstaan, sy moet oorgee aan die lig wat lewe bring, styf vir 'n nuwe begin. Die son is op en die dag kom groet, 'n nuwe dag met nuwe moed. Die verlede is verby, dis tyd om nuwe rigting te kry. Daar's iemand wat verstaan. Iemand wat verstaan. Wanneer die nag se stilte jou kom haal en die donkerte jou oorval, sy moet opstaan, sy moet oorgee aan die lig wat lewe bring, styf vir 'n nuwe begin. Wanneer die nag se stilte jou kom haal en die donkerte jou oorval, sy moet opstaan, sy moet oorgee aan die lig wat lewe bring, styf vir 'n nuwe begin. Dis tyd vir 'n nuwe begin, om die verlede te vernietig wat jou lig oorwin. Elke oomblik is 'n rede om my hoop te gee. Jou lewe is die rede wat my weer laat oorgee. Elke asem, elke hartklop, elke deel van my smag na 'n lewe waar ek weet ek's vry. Hoe kan ek verduidelik dat ek beter is, waar die liefde van die Heer my verduideliking is? Wanneer die nag se stilte jou kom haal en die donkerte jou oorval, sy moet opstaan, sy moet oorgee aan die lig wat lewe bring, styf vir 'n nuwe begin. Wanneer die nag se stilte jou kom haal en die donkerte jou oorval, sy moet opstaan, sy moet oorgee aan die lig wat lewe bring, styf vir 'n nuwe begin. Well done julle, so lekker en so vroeg in die môre. Welkom van Koet. Dankie. Dit is nou 'n nuwe begin vir ons ook. Baie dankie. Trek vir jou stoel nader daar, ou Johnny, en sit asseblief hier so by ons. Dit is baie lekker om julle hier te hê. Wat 'n lekker song, man. Dankie. Knap gedaan. Wat ek nou net eers sê, dis Johnny. Jy moet nou die res van jou band voorstel, jy weet, voordat ek nou hier oor 'n naam vou. Ja, Chamonix, my vrou, ja. En dan Ruben. Hoe dan nou anderste? Luister, nuwe begin. Vertel net gou vir my. Dis uiteraard weer 'n liedjie van hoop en waar is die saadjie geplant en hoe het julle by dit uitgekom?
Ja, ek dink in die wêreld gaan ons almal maar deur moeilike tye en goedjies en dit is waar dit begin het want deur die laaste 5 jaar is ons almal deur baie moeilike tye gewees en ons moes net weer besef het dat daar's altyd hoop aan die ander kant en daar's altyd 'n lig aan die ander kant en solank jy net jou oë op die lig hou dan weet jy gaan vorentoe gaan. En is dit ook nie maar net wat Van Koet doen nie, nê? Deur middel van julle musiek en ook ek was al by van julle optredes en goeders. Julle het ook altyd net hierdie positiewe energie wat julle wil oordra aan die mense. Dis wat ons probeer doen. Ja. Ja, lekker. Ja. Is dit vir julle ook belangrik om dit oor te dra? Ek meen al kry ou ons maar sware goeders. Julle is as kunstenaars tog immers daar om net vir die mense 'n bietjie daai ontvlugting te gee en te sê vergeet 'n bietjie van die realiteit en geniet net die musiek en die dinge saam met ons. Ek dink dis ons gunsteling ding uit alles uit is om die smile op die persoon se gesig te sien in die crowd. Vanaf dit die band begin het en voor die band se tyd, ons wil altyd net geluk in die wêreld hê, maak nie saak waar ons kom nie. So al is dit op 'n corporate of 'n show of 'n fees of whatever dit is, daar's niks beter as om te sien hoe smile mense onder 'n hele lekker tyd. En so ja. Dit is 'n ding wat lekker nou aangaan want ek meen as 'n ou net die klok 'n bietjie terugdraai, julle het immers al saam in 'n kerkband begin, hè? Nie waar nie? Korrek. Ja. En dis hoe die dinge, julle het net gesien, nee wag, hier kom nou ietsie en dit kan gel en hier's julle nou al hoeveel jaar later in Van Koet, waar is ek? Ek is 'n fan van Koet. Dis nog goed. En ek meen julle trap net dieper en dieper spore. Well done, man. Dankie. Hierdie nuwe enkelsnit, waar gaan ou kan hoor? Waar gaan ons 'n musiekvideo van hom kan kry, Ruby? Hy gaan beskikbaar wees op alle platforms. Ons het nog nie 'n musiekvideo nie. Ons praat bietjie oor 'n paar idees om miskien net in die studio bietjie iets te skiet sodat ons bietjie video daar buite het vir hom. Maar reg nou nee. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Ja, jy kan oorskry. Ja, die dame het seker besluit, luister, dit is ons moet die mense op 'n reis neem want ek meen die openingsliriek sê uit dadelik vrou. Nou moet ek luister, wat gaan gebeur? Nee, was dit jou idee? Was dit al 3 van julle wat maar so saam besluit het? Ja, kyk, ek het eintlik hierdie liedjie het ek al rukkie terug begin skryf. Dit het eintlik begin my pa so 'n paar jaar terug oorlede en ek was op 'n baie donker plek gewees en ek moes net weer besef, okay, dis tyd om 'n verskil te maak want ek kan nie hierso vassit waar ek nou vassit nie. En ja, dis waar die lirieke begin het. Ons sit in hierdie donker tyd, maar hierdie liedjie gaan na 'n hoopvolle plek toe waar ons almal net weer die lig kan sien. Kyk, hulle sê een van die belangrikste ouens buite nou 'n pianis is natuurlik die basgitaarspeler. As jy lirieke nou daar gesettel is, hoe gaan julle dan te werk met die melodie of kom jy met 'n melodie ook na vore? Ja, ek het die chorus geskryf of ek het 'n dingetjie gehad vir 'n melodie gehad vir die chorus en toe of course toe Johnny daarom gekom en bietjie ingekleer dog. Ja, hy's baie goed met die melodies en goed. Maar ek het jou ook daarom al 1 of 2 keer beleef as hulle nou afwesig is vir een of ander rede. Kyk pappa, dan is jy ook 'n one man band of nou. Jy kan 'n man besig hou. Ek mis hulle, maar mense moet brood op die tafel sit nou en Ja, absoluut. Julle musiek fokus dikwels ook op die geloof, die eerlikheid en die hoop. Is die rigting waarin julle julleself ook sien van hier af vorentoe, soos wat dit mos maar was en is? Ja, ek dink absoluut. Dis hier en daar sal daar miskien bietjie net 'n lekker voel song uit ook kom, maar reg nou ek dink dit is vir ons belangrik ook die eerste paar songs wat ons uitsit om ook net uit daar buite te sit wie ons is en waar vir ons. En mense is dit terugvoer? Wat sê hulle? Ek dink hulle is ook super verras en altyd net, wow, waar kom julle nou vandaan? Jy weet, luister, ek is al 3 jaar langer as julle in die bedryf, daar's nog steeds mense wat vir my sê. Ons nie geweet jy sing so lekker, dalk is net 'n man op TV. Ja, dit is nogals omdat almal hulle eie bedryf ook is met werk en al die goed en dan iewers skielik sing jy 'n fees en dan kom jy terug by die kantoor en daai persoon jy was op die stage. Ja. Wat? Ja. So dit is die Van Koet naam groei lekker, stadig maar seker en ons hou daarvan. Ja. En kyk, ons social media is nie van die greatste nie, maar met word of mouth het ons al baie shows gedoen so. Ja, well done. En ons sal die woord van hier af vorentoe versprei. Jy het nou immers gesê Van Koet. Ja. Van Koet, maak nie saak, dis 'n nuwe begin. Kyk uit vir hulle enkelsnit op al jou musiekplatforms. Dis ongelukkig alwaarvoor ons vandag tyd het. Kyk uit vir ons in diepte gesprek met niemand anders nie as Mel Viljoen. Ons hoop jy het 'n heerlike naweek en dan kyk uit vir daai hoogtepunte program. Maak mooi, maak 'n verskil. Sien julle maandag.